Met ons skriflesing is vanmôre uit 2 Timoteus hoofstuk 3. Ek gaan lees vanaf vers 10. Dis vanmôre ook hervormingsoggend en dag. Kerk dink altyd hier die einde van Oktober aan die hervormingsgebeure. So ons gaan vanmôre ook 'n bietjie uit hierdie historiese gebeure en dit wat tydens die hervorming gebeur het en ook die boodskap van die hervorming. Gaan ook 'n bietjie daarna kyk en ons gaan lees dan 2 Timoteus 3 vanaf vers 10. Maar voor ons lees, kom ons bid net saam. Almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons ook vanmôre weer eens na U toe kan kom en selfs soos die psalmis ook dan sê, al roep ons uit dieptes gans verlore. Met redding ver vandaan, maar dan weet ons, Here, by U is hoop en is daar lewe. Dit is waarvoor ons so dankbaar is as ons tot die troon kom, die troon van genade. Dat ons ook in hierdie môre in gebed tot U kan nader, omdat ons weet dat Hy wat aan die kruis gesterf het, die middelmuur van skeiding afgebreek het. Die tempel, die gordyn laat skeur het tussen die allerheiligste en die heilige, dat ons in U teenwoordigheid kan kom. Wat 'n voorreg, Here, wat 'n genade. En dat ons met ons lewe, al is ons sondaar mense, voor U troon kan kom verskyn. Dat ons ook van U kan hoor, as ons tot U nader, dat U vir ons barmhartig wil wees, dat U 'n genadige God is. Dat ons ook kan uitroep, Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig, wees ons barmhartig. Ja, Here, dat ons in hierdie môre, waarin ons ook dink aan die hervormingsgebeure, vir U kan dank dat U self U kerk in stand hou. Ja, Here, dat U die een is, die hoof van U kerk, dat U self onderneem en U dit deur die eeue heen gedoen. En ons bid ook die gemeente hier op Villiers, dat U ook vir hierdie gemeente sal seën, sal laat onderhou, dat die lig van U woord en die lig van die evangelie steeds helder sal brand, tot die eer van U naam. Dankie dat ons ook vanmôre kan bid, Here, ook vir reën. U het ons geleer om te bid vir ons daaglikse brood. U weet wat ons nodig het. En ons bid ook, Here, dan in hierdie planttyd en U weet wat die regte tyd is, dat U ook sal voorsien, maar dat U ook in elke een van ons, elke mens, elke een wat tot U roep, dat U vir ons genadig sal wees en in ons behoeftes sal voorsien. Ook die wat arm is, die wat sonder werk is, die wat swaar kry, die wat beproef word, die ook genadiglik aan hulle sal dink, vir hulle sal onderhou en sal lei. Here, as ons dan U woord lees en dit oordink, wil U in ons midde wees en verheerlik word. Ons vra dit om U naam se ontwil. Amen. Vers 10, maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel. In geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Ikonium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur geloof in Jesus Christus, Christus Jesus. En dan die volgende 2 verse. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Tot sover
die woord van die Here. Nou gemeente, op Hervormingssondag dink ons aan een van die mees deurslaggewende oomblikke in die geskiedenis van die kerk. Die reformatie. En wat daar gebeur het en hoekom dit gebeur het. As gevolg van die gebrek aan tyd, en u wil ook nie te lank aangaan nie, is ek 'n bietjie beperk. Ek sou graag die hele oggend daaroor wou praat en dit sou nog te min gewees het. Maar hierdie aangrypende gebeure het plaasgevind in 'n tyd toe daar groot duisternis was in die wêreld. En baie van dit was ook veroorsaak deur die kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk in daardie tyd. Hulle het baie mag gehad. Het baie keer geregeer oor lande. Maar hulle menslike tradisies en dwaalleer het veroorsaak dat die mens en die gewone mens en die lidmaat 'n groot duisternis was. Die Bybel was van hulle weerhou gewees. Daar is geglo die gewone mens moes nie die Bybel eintlik in sy besit gehad het nie, want hulle het geglo dan sou daai mens blootgestel word aan dwaling en hy sou baie verkeerde dinge gelees het en geleer het. Nou die hervorming was 'n gebeure waar die kerk weer teruggeroep was en teruggebring was na die suiwerheid van God se woord. In die 16de eeu, in daardie geestelike duisternis, was dit amper asof die evangelie uitgedoof was. Die korrupsie in die kerk, die aflaatstelsel en 'n kerk met mag en met geld, wat dit alles bo die eer van God gestel het. Groot duisternis. Priesters, predikante, het die mense mislei in duisternis. Dis 'n donker tyd, jy kan gerus gaan lees wat alles gebeur het in daardie tyd en die goddeloosheid wat daar was. Nou in hierdie tyd het die Here 'n man opgerig. 'n Paar mense, dit het eintlik 'n lang verloop gehad, maar een van die belangrike figure in hierdie hervorming was Martin Luther. Wat geroep was as 'n instrument tot vernuwing. Hy was 'n monnik, 'n teoloog, sy pa wou eintlik gehad het, hy moes in die regte gaan studeer. Maar toe daar 'n gebeure plaasgevind, hy's deur die weerlig geslaan of naby dit gewees waar hierdie weerlig geslaan het en hy was in vrees en angs gewees. En daar het hy van rigting verander en toe 'n monnik geword, 'n teoloog. En hy het geworstel in sy lewe. Hoe om in 'n regte verhouding met God te leef. Geworstel met sy eie sonde. Hy het geworstel met God se geregtigheid, hy het die Bybel bestudeer, hy het gelees uit Romeine 1:17, die regverdige sal deur die geloof lewe, en hy het geworstel met hierdie God wat 'n regverdige God is en sy oordeel en hierdie geregtigheid van God. En in sy worsteling het hy dikwels sy sonde gaan bely, maar hy het dit oordrewe vorm gedoen. Dan het hy hierdie sondes van hom gaan bely aan die priester soos die gewoonte was in daardie tyd, en dan kom hy by sy kamer en dan val dit hom daarby, hy het dit nie diep genoeg bely of ernstig genoeg bely nie, en dan gaan hy weer terug na die priester toe en hy gaan bely nog sonde. En dat hy daar op die trappe soos die gewoonte was, partykeer by die kathedrale van trap tot trap die Onse Vader gesê het as deel van boetedoening. Gesoek na die waarheid. Gesoek na 'n antwoord. Hoe kan hy vrede met God hê? Hoe kan hy vrede met God hê? Hy het gekyk na wat gebeur daar in sy stad. En hy het gekyk daar na die Tetzel wat die aflaatstelsel bedryf het. Die aflaatstelsel wat geglo het dat jy kan betaal vir jou sonde. Nie in die lewe hierna nie, maar in die lewe nou. Die gevolge van sonde, die straf van sonde, dat jy deur geld te kan gee, kan jy vrygekoop word. Die bekende
uitdrukking van Tetzel wat gesê het, een van die Rooms-Katolieke priesters, dat as daardie geld val in die onderste deel van daardie kus, en jy hoor hoe hy daar val, dan is daar eintlik 'n siel wat uit die hel uitspring, uit die vage vuur uit. Sien hoe ver het die kerk geval van die waarheid. En hy kon nie hierdie dinge meer vat nie. En hy het besef en geweet, en hy het tot die lig gekom en besef dat die mens alleen gered word deur geloof in Jesus Christus. Jy word nie gered deur al hierdie goeie werke nie. En ons sal later daarby kom, wat het die Rooms-Katolieke Kerk nog alles voorgeskrywe. Besef, mens word nie daardeur gered nie. Jy word gered deur geloof in Christus alleen. Nie deur jou goeie werke nie. Nie deur hierdie aflaatstelsel waar jy jou betaal vir jou sonde nie. Dit is 'n groot bron van inkomste vir die kerk, né? Hulle het katedrale daarmee gebou, hulle het kerke gebou, hulle het groot projekte gefinansier met hierdie geld wat hulle van die gewone lidmaat gekry het, wat hulle uit vrees betaal het vir hulle sonde, om daarvoor te betaal, maar dit het geweldige korrupsie meegebring binne die kerk. Geld is nie die antwoord vir die kerk nie, die waarheid is. En een van die belangrikste dinge van die reformatie is dat Martin Luther besef het, dis nie die pad nie. Hierdie is nie die weg van die waarheid nie. Die kerk moet terugkom en terugkeer na die Bybel. En die gewone mens moet die Bybel begin lees. Die valse en die dooie kerk van daardie tyd. Hulle het klem gelê op hulle tradisie. Ons doen die dinge so, en die priesters en die paus bepaal, dinge moet so wees. En hulle het aan daardie tradisies vasgeklou. Menslike wette en seremonies. Jesus het self op 'n stadium van die Fariseërs gesê, julle luister meer en kyk meer na julle seremonies en julle tradisies. Julle is meer daarin geïnteresseerd as in die wet van die Here. En na meer as 1000 jaar van duisternis het hulle weer die evangelie ontdek. Die woord van God. Die mense het begin om deur die krag van die Gees die Bybel te lees en die werklikheid van Christus en sy verlossing te ervaar. Die egte evangelie is weer verkondig. Mense is gered, hulle lewens is verander, getransformeer. Hulle het teruggekeer na die Bybel toe, na die woord van God. Nou daar was 5 en veral 5 slagspreuke van die reformatie. Wat eintlik aangedui het hoe hulle weer teruggekeer na die woord van die Here, en hierdie 5 waarhede word ook, ons praat nou dikwels daarvan as die 5 solas. Die 5 solas. En die eerste is sola scriptura. Die Bybel alleen. Die skrif alleen. Vir honderde jare het die Romeinse kerk geleer dat hulle tradisie en die tradisie van die kerk was gelyk aan of eintlik selfs beter as die Bybel. Al hulle tradisies, dit wat die paus sê, wat die priester sê, tradisies wat gevorm is oor die jare, menslike gebruike, was belangriker as die Bybel. Daarom selfs die kerk vandag moet die vraag vra, is dit wat ons doen, ons tradisie of is dit die Bybel? En die reformatore het gesê, nee, dis nie die tradisie wat die belangrikste is. Dis die skrif. Dis die Bybel. Dis die Ou en Nuwe Testament. Dit, soos wat ons gelees het in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, is die geïnspireerde woord van God.
Dis die enigste gesag vir sake van geloof en praktyk. En dis die enigste maatstaf vir die waarheid. Dis die enigste maatstaf vir die waarheid. Toe vir Luther gevra word nadat hy aangekla was om te herroep, hy moes verskyn voor die hof daar in Worms. En is vir hom gevra, Luther, hoe kan jy sê jy die waarheid en al die ander mense is verkeerd? Hoe kan jy dit sê? Jy moet dit terugtrek wat jy gesê het, jy gaan sterf, jy gaan gebrand word. Jy gaan gemartel word. Het hy hulle geantwoord en gesê, tensy ek oortuig word van die getuienis uit die skrif en duidelike redes kan en wil ek nie herroep nie. Want dit is nie veilig en ook nie reg om iets teen jou gewete te doen nie. Dan sê hy, hier staan ek, sy bekende woorde. Ek kan nie anders nie. God help my. Hier staan ek. Ek staan op die woord van God as die waarheid. Hierdie waarheid, wat 2 Timoteus 3 vers 16 van praat, die hele skrif is deur God geïnspireer. Dit daar bely het en gesê, die geskrewe woord van God, getuig van die naam van die Here, dit vra van ons eerbied, onwankelbare geloof in daardie leerstellings en geen tradisie kan vergelyk word met die woord van God nie. En as dit verskil, verwerp ons dit. Hulle het saamgestem met Psalm 119 vers 160 wat sê, die som van u woord is waarheid. En al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. U woord is waarheid. Ons het ongelukkig in hierdie moderne tyd, en ek het dit self al baie keer gehoor, predikante wat sê, en kan selfs by synodes gesê word, wat mense sê, ons het nie die volle waarheid nie. Ons is almal maar op soek. Vals. Dwaalleraars. Die reformatoor het gesê, daar is 'n waarheid. Dis God se woord. Psalm 160, u woord is waarheid. Matteus 24 vers 35 sê, die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit verbygaan. Nooit. Hulle het geweet, die hervormers, dis vrugteloos om enige stelsel van aanbidding te hê wat gebaseer is op tradisie van mense in plaas van die woord van God. Dis die woord van die Here alleen wat mense kan wederbaar en nuut maak. As jy nog geïnteresseerd is in gimmicks in die kerk, of metodes, of menslike programme of planne om harte te verander, dan dink ek is dit nodig om weer die boodskap van die hervorming te hoor. 1 Petrus 1 vers 23 sê, julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende en die blywende woord van God, die enigste manier en wyse waarop die Gees van God werk en mense wederbaar, is nie op ons slimmighede nie, maar deur die woord van die Here. Die lewende woord van God. Baie mag die Bybel lees, mag 'n preek hoor, maar het nog nooit die krag van hierdie boodskap in hulle eie lewens gevoel nie. Daar's geen passie, geen vreugde in die hart. Dis 'n dooie godsdiens. Is jou eie lewe al geraak deur die woord van God? Of gee jy net lippediens aan die Bybel, maar jou lewe spreek van die teenoorgestelde, as gevolg van die onkunde oor die Bybel, was die hervorming nodig. En dit was die herontdekking van die Bybel, wat die reformatie
moontlik gemaak het. Spurgeon, Charles Spurgeon, sê van Luther se tyd: ons kan uit Luther se tyd leer dat die hervormers geduldig was in hulle bediening van God se woord. Ons sien ons soms sien ons groot opskudding in die geskiedenis. Maar God het stil weggewerk. Hy het sy diensknegte toegerus om die evangelie te verkondig, die Bybel in die volkstaal te vertaal, die kinders psalms te leer, eenvoudige, alledaagse middele. En tog het hy deur hierdie middele die mag van Rome ingeperk in sy kerk hervorm. Sola Scriptura. Die tweede, sola gratia, genade alleen. Genade, die vrye, onverdiende guns van God. Sy verlossing wat hy vir ons gee, wat hy vir die mens aanbied, wat die mens ontvang sonder dat hy dit verdien. Dis 'n verlossing wat hy verkry, daar's geen menslike werke of verdienste daarbey nie. Dis 'n vrye geskenk. Die grootste geskenk wat jy ooit in jou lewe kan ontvang, word deur God aan die mens aangebied, die ewige lewe. Dis waarom die Bybel is 'n boodskap van genade. Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8 tot 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. God is nie verplig om iemand te red nie, maar hy doen dit uit genade. Nie omdat jy goed is, of wat jy beter as ander is, of wat jy 'n beter volksgroep as ander behoort nie, of omdat jy beter en intellektueler is as ander mense, of slimmer is nie. Dis genade. Vrye genade. Romeine 11 vers 6 sê, as dit deur genade is, dan is dit nie meer deur die werke nie, anders is die genade geen genade meer nie. Die Rooms-Katolieke Kerk het geleer, daardie tyd, dat 'n mens geregverdig word deur vir jou oorskot van goeie werke op te bou. Boonbehalwe wat nog van jou vereis word. Al hierdie dinge moet jy opbou. Goeie werke. En as jy genoeg daarvan het, en jy weet nie altyd wanneer dit genoeg is nie, dan kan jy genade ontvang. Jy moet sekere dinge doen. Hulle sakramente, 7 wat hulle gehad het. Die doop. Geglo die doop kan jou red. Daarom baie van hulle, as jy sterf en jy is nie gedoop nie, dan kry hulle gou die priester om jou te doop. Want hulle koppel dit aan redding. Kan nie vir jou red nie. Die hervormers het daarom die boodskap ingebring en hulle oë daarvoor oopgegaan. Soos 2 Timoteus 1 vers 9 sê, wat ons gered en geroep het, met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy voorneme en genade. Dis die oorweldigende boodskap van die Bybel, dat as jy gered is dit uit genade uit, nie uit jou goedheid uit. En 2 voorbeelde daarvan, die een is die Bybelse voorbeeld van die verhaal van die fariseer en die tollenaar in Lukas 18. Die fariseer wat na die tempel toe kom, vol van sy eie geregtigheid en sy eie werke, van hoe goed ek is. En ek kan nie genoeg daaroor praat, van hoe goed hy is nie, en hoe regverdig hy is nie, en hoe beter hy is as ander mense nie. En dan kom die tollenaar in, wat nie eens na die hemel kan opkyk nie, maar hy slaan op sy bors en hy sê, Here, wees my sondaar genadig, genade. En Jesus sê, hy gaan regverdig huis toe. As die baie bekende verhaal van John Newton, die 18e eeuse slaweskip kaptein,
wat 'n lewe van rebellie gehad het. Sy ma het hom godsdienstig groot gemaak, maar sy's op 7, toe hy 7 jaar oud was, is hy dood. Sy pa was goddeloos. Matroos, gevloek, geskel, onsedelik gelewe, God gelaster. Hy praat daarvan hoe hy God gelaster het, die Bybel gelaster het, godsdiens gelaster het. Dit was sy lewe. Tydens 'n storm op die see het daar ietsie by hom oopgegaan en in 'n desperate behoefte het hy begin soek na die genade van God en dit het sy lewe getransformeer. Hierdie man uit hierdie duisternis uit hierdie goddelose lewe, vir wie daar eintlik geen hoop was uiterlik gesproke nie. Die Here het hom gered. En hy sou een van die merkwaardigste liedere skryf wat tot vandag toe gesing word deur gelowige en ongelowige. Amazing Grace. Hy sou daai lied skryf. Sy eie lewe van sonde, sy eie verdorwenheid, sy eie lastering van God se naam, die Here het hom omgekeer. En hy was so oorweldig daardeur, en dis waarom hy die lied skryf en die lied se woorde, die eerste, Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Dis wat genade doen. Genade is nie 'n goedkoop kaartjie vir sonde en roekelose lewe nie. Genade bring jou uit die dood na die lewe, van blindheid na sig. Dis genade. Dis waarvan die hervormers getuig het, dis waartoe hulle die kerk teruggebring het. Dis waarom John Newton ook aan die einde van sy lewe, toe hy ook maar begin vergeet het, en hulle vir hom vra, wat is 'n belangrike ding wat jy onthou? Dan sê ek is 'n groot sondaar. Maar Christus is 'n groot verlosser. I'm a great sinner, but Christ is a great Savior. Genade alleen. Die derde een, solo Christo. Christus alleen. Hoe kry ek toegang tot God? Dis 'n ou vraag wat mense vra. Mense vra dit in verskillende godsdienste. Hoe kom ek by die lewende God uit? Is dit deur die priester? Moet hy vir my intree? Is dit die afgestorwenes? Is dit die heiliges? Is dit die voorvadergeeste? Is dit die engele? Is dit Moeder Maria? Nee. Hervormers het besef. En hulle het weer die waarheid na vore gebring, 1 Timoteus 2 vers 5. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. En dis die mens Christus Jesus. Dis een middelaar. Dis een iemand wat jou by God kan bring. Dis nie jou Christelike ouers. Dis nie jou predikant nie. Dis nie die priester nie. Dis nie jou voorvaders nie. Dis nie Maria nie. Of die engele nie. Dis Jesus Christus. Hy is die enigste weg en die waarheid en die lewe. En Handelinge 4 vers 12 sê dit so mooi duidelik. En die saligheid is in niemand anders. En daar is geen ander naam onder die hemel gegee waaronder die mense gered kan word. En dis die naam Jesus. Daar's geen ander naam. Nie Boeddha nie, nie Mohammed nie. Nie Krishna nie. Niemand nie. Hy is die enigste weg. Enigste kanaal. Deur Christus alleen. Die vierde een. Sola fide. Deur geloof alleen. Deur geloof alleen. Hoe kom ek in 'n regte verhouding met God? Kom ek in 'n regte verhouding met God? Hoe kan ek vrede hê met my Skepper? Hoe kan ek vrede in my hart hê? Soos ek reeds gesê het, die Rooms-Katolieke het teenstrydige dinge geleer.
En dit moes jou uitgeput het om al hierdie goed te probeer doen, die sakramente, die doop, die belydenis van sondes by die priester, die mis, die aflaatstelsel ensovoorts. Maar die Bybel sê egter, Romeine 3 vers 28, want ons reken dat die mens geregverdig word deur die geloof, sonder die werke van die wet. Om in 'n regte verhouding met God te kom en om geregverdig en verklaar te word en om vrygespreek te word, is alleen deur die geloof. Wanneer iemand, en dis elkeen van ons, en as jy nie die intensiteit daarvan besef nie, het jy nog nooit die Bybel verstaan nie. Maar elke veroordeelde sondaar, soos 'n John Newton wat voor die Here buig en pleit om genade, word alleen vrygespreek. En daar is net een manier om dit te doen. En dis deur geloof in Jesus Christus, wat sy lewe gegee het op Golgotha en sy bloed gestort het vir ons sondes. Geloof in hom is die enigste manier hoe jy vrygespreek word. Dis die verhaal van John Wesley. Hy en sy broer Charles Wesley, baie bekend in Engeland, vandag nog in die Christelike kerk. Sy ander goeie vriend, George Whitefield. Hulle het gepreek in Engeland en hulle sê die historiese, selfs die sekulêre historiese sê dat deur hulle prediking is verhinder dat daar dieselfde revolusie plaasgevind het wat in Frankryk plaasgevind het, wat 'n bloedige revolusie was, die Franse revolusie. Terselfdertyd sou daar die industriële revolusie wees in Engeland. En hulle skryf dit baie toe aan die prediking van hierdie twee mense, John Wesley en George Whitefield, wat dikwels uitgegaan het en in die oop gepreek het. Hulle is deur die kerke verbied en hulle het openlig dienste gehou en hulle kon so kragtig preek, hulle het baie keer vir 10 tot 20.000 mense gepreek. George Whitefield het baie keer by die steenkoolmyne gegaan, dan preek en dan kom hy manne onder die myne uit van die steenkoolmyne en hulle is swart. Maar dan staan hulle daar en hulle is berou oor hulle sonde en hulle sê die trane loop af en dan is dit die wit hier op die swart gesigte, soos hulle ween oor hulle sonde en hulle kom tot redding in Christus. Maar John Wesley was nie altyd so nie. Hy was baie godsdienstig. Hy het 'n wonderlike ma gehad, Susanna Wesley, wat al haar kinders, ek is nie seker of sy 18 of 19 gehad het nie, maar baie, het tyd aan hulle spandeer elke dag om hulle godsdienstig groot te maak. En hierdie John Wesley het later dan gaan studeer, het baie streng geleef, pligsgetrou, akademiese mens. En selfs op universiteit het hy by 'n groep aangesluit, hulle genoemde Holy Club, saam met George Whitefield en dan was 'n paar ander, gedissiplineerd, gelewe, aan God toegewy. Na die tyd het hy gaan sendingwerk doen in 'n Amerikaanse kolonie in Georgia vir 2 jaar. Maar hy sê nadat hy teruggekom het, sê hy die bekende woorde, ek het gegaan om die heidene te bekeer. Maar wie sal my bekeer? Met al sy godsdiens, met al sy toewyding, met al sy goeie werke wat hy nou geset en gedissiplineerd nagestreef het. Het hy leemte in sy lewe gehad. Geen vrede met God nie. En toe een aand, 24 Mei 1738, stap hy in by 'n godsdienstige byeenkoms in Aldersgate Straat in Londen. En daar lees iemand voor die kommentaar van Martin Luther op Romeine. Jy moet onthou, Luther as professor in Wittenberg het 'n besondere studie gemaak van Romeine en Galasiërs wat sy lewe so verander het. En daar lees hy voor, hierdie man, die inleiding tot hierdie boek Romeine. Aangrypend.
En John Wesley luister daarna. Waar Luther verduidelik en waar dit ook gaan oor sy eie stryd in die boek Romeine en wat God van ons vereis en wat se sondaars ons is, maar hoe ons gered word. En hy sê terwyl dit gelees word, hy gebruik die Engelse woord so mooi, his heart was strangely warmed. Dat 'n warmte oor hom gekom. En hy sê ek het gevoel en ek het geweet ek vertrou op Christus en Christus alleen vir verlossing. Dis nie meer my werke nie, dis deur geloof, dis in hom. Ek vertrou op hom. Ek werp my lewe op hom. En sy lewe was getransformeer. En hy het hierdie groot prediker geword. Perd gery, hele Engeland vol gepreek. Isaac Watts, die bekende liedskrywer, baie liedere geskryf, hymns. Hy sê eintlik oor hierdie gebeure iets van nie meer my God sal ek roem. Oor al die pligte wat ek gedoen het nie. Ek laat vaar die hoop wat ek vroeër gehad het om te vertrou op die verdienste van u seun. Die beste gehoorsaamheid van my hande waag dit nie om voor u troon te verskyn. Maar geloof kan u eise beantwoord deur te pleit vir wat my Here gedoen het. So stop lady sê in sy lied, nothing in my hand I bring. Niks in my hand kan ek bring. Geloof alleen. Dan die laaste een in kort, Soli Deo Gloria. Eer aan God alleen. Jona 2 vers 9 sê, Jona, die heil, die verlossing is van die Here. 2 Timoteus 1 vers 9, want ons is gered en tot heilige roeping geroep, nie op grond van ons werke nie, maar op grond van sy voorneme, wat hy ons in Christus gegee het, voor die begin van alle tye. Aan hom kom die heerlikheid toe. As jy besef, dis deur sy woord. Dis deur Christus. Dis deur genade, dis deur geloof. Daar's niks van myself en my verdienste nie. Dan kan jy maar net uitroep en sê alle eer aan God alleen. Dis hy. Die roem lê nie in myself nie. Dis nie my goedheid, my prestasie nie. Die roem lê in die Here. Dis hy wat hierdie werk doen. William Tyndale, ook een van die Engelse hervormers, het geskryf, ons sien dat God alleen, wat volgens die skrif alles in ons werk, 'n mens se regverdiging, verlossing en heilwerk, God se genade en sy beloftes en waarheid en die vervulling van sy beloftes red ons. En nie onsself nie. En daarom moet alle lof en eer aan God gegee word. Vir sy genade en sy waarheid. Geen wonder Paulus, nadat hy ver gevorder het met die boek Romeine, verduidelik hy die verlorenheid van die mens en die redding van die mens en hoe hy moet lewe. Dat hy kom tot 'n uitroep oor die diepte en die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in alle ewigheid. Soli Deo Gloria. Amen. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre op hierdie hervormingssondag weer opnuut kan dink oor hierdie kosbare waarhede van die woord. Van die verlossingsweg, van die wysheid van God. Van die genade van die Here. Van Jesus is die middelaar. Van geloof as die instrument. O Here, skryf dit in ons hart. Gee dat u kerk hierdie waarhede sal koester. Want ons weet so maklik wil ons afdwaal ook in ons eie lewe.
Gee dat ons dit sal koester. Gee dat ons weer eens sal belewe die transformerende werk van die Heilige Gees deur die woord van God, wat lewens vernuwe en verander, sodat U, Here, in dit alles verheerlik mag word. Amen.